Die vizier van communisme is op Suid-Afrika gerig. In ons alledaagse lewe is ons onbewus dat die swaard wat oor ons hoofde hang, reeds vervang is met 'n dolk in ons midde. Nou sal ons die Weste sonder die wapen vernietig, sonder om ons soldate of kanonne te gebruik. Met die Weste sal ons die Weste vernietig. Die methode van geleidelike aftakeling. Die communistische leermeesters het dit beskryf as die leer van die onvermydelikheid van geleidelikheid. Die methodes word so sorgvuldig vermom en so geleidelik toegepas, dat het reeds te laat is teen die tyd dat die slagoffers dit besef. Vroeger het ons mense baie hoë morele waardes gehandhaaf. Met 'n gesonde gesinsverband, wederzijdse respek en nasionale trots en onwrikbare geloof het hulle enige aanslag, fisies en sielkundig, deurstaan. Hulle sou eenvoudig na die geweer gegryp het, indien hulle een oggend in kennis gestel sou wees dat rolprente met sekstonele vertoon gaan word, opfeeste gehou word, betogers die sportbyeenkomst, terroriste en hulle dade deur sommige goed gepraat word, dwelmmiddels en duivelsaanbidders byna aanvaar word. Dames feitlik naak in tydskrifte verskyn, maar die vyand het so geleidelik en subtiel toegesak, dat toe dieselfde geslag weer hulle oë uitviel, was dit maar daar, sonder dat hulle geweet het waar en wanneer om weerstand te bied. Gaan ons moontlik oor 10 of 20 jaar wonder wanneer ons alles prysgegee het? Watter belang het die vyand in ons morele waardes? Die betroubaarste oorlogstrategie is om die finale krygsverrigtinge uit te stel, totdat die morele verval van die vyand die dood sou maklik en moontlik maak. Deur permissiviteit en pornografie word 'n sieklike belangstelling in die mens self aangewakker. Sy lewensopvatting word so verander dat hy al minder belangstel in die politieke en sosiale vraagstukke van sy tyd. Gevolglik word hy ryper vir maklike oorname en oorheersing. Sy agteruitgang gaan ook gepaard met 'n afname in sy wil om weerstand te bied. Sedert hulle die vernietigende krag van permissiviteit besef het, belet die kommuniste dit in lande onder hulle beheer, maar moedig dit aan in lande wat hulle wil oorwin. Die sterkste skakel van die samelewing is die huwelik en die gesinsverband. Dit laat ons daagliks die verkeerde en skadelike elemente uit ons huisgesinne weer. Hoekom swyg ons dan wanneer hierdie afstootlikhede op verskillende maniere aan ons opgedis word? En hoekom kry die owerhede weerstand wanneer hulle verkeerde en skadelike elemente deur sensuur wil voorkom?
die seuns en dogters van vandag is die burgers en leiers van môre. Daarom is hulle 'n uiters belangrike teken vir die vyand. Die skool, waar die kind gewoonlik alles glo wat aan hom geleer word, is ook 'n gesogte terrein vir die kommunis. Ons moet die opvoeding van ons kinders net so heilig soos ons landsgrense ag en enige ongeruimdheid onmiddellik aanmeld. Nasionalisme en patriotisme in die kind moet vernietig word. Want hierdie eienskappe wat hy van sy ouerhuis af saambring, is in direkte stryd met ons een wêreld, een regering begrip. Buiten die skool wil die jong mens aan iets behoort, wil hy lid wees. Deur hierdie drang subtiel uit te buit, kan hy niks vermoedend verkeerd beïnvloed word. Die ouers se onvermoë om genoeg aandag aan sy kind te gee, kan nie meeding met rolprente, tydskrifte en musiek nie. Hierdeur word die jong mens emosioneel beïnvloed en is die stewige hand van 'n ouer juis broodnodig om hom te balanseer. Meningsoorsake van aktuele belang word eensaidig beklemtoon. En alhoewel dit aanvanklik weerspreek word, word dit weens 'n gebrek aan die nodige kennis en leiding soms gelate aanvaar. Bestuursontwikkeling, groepterapie, mensenverhoudinge ensovoorts is kursusse wat vandag positief aangewend word op alle terreine. Hierin kan egter ook soms 'n wolf in skaapklere skuil. Dit is ook nie maklik om hom uit te ken nie, aangesien hy moeilik onderskeibaar is van positiewe bestuursontwikkeling of groepbewegings. Die gevare bestaan waar lede onderwerp word aan vernietigende kritiek en sodoende vertroue verloor in hulle self en alles wat eie is aan hulle bestaan. Diepgaande beginsels, tradisies, oortuigings, selfrespek en selfvertroue word deur hierdie metode belaglik gemaak. Die verskuilde doel van sekere sensitiwiteitsopleiding is om die wil en oordeelsvermoë van die individu te vervang deur die van die groep. Na 'n langdurige kursus vind lede dit moeilik om by die buitewêreld in te skakel sonder die hulp van die groep. Maatstaf word nou die van die groep en is nie meer sy eie nie. Persoonlike verantwoordelikheid en die neem van onafhanklike besluite word ontmoedig. Dit veroorsaak dat die lid minderwaardig voel en nie by magte is om 'n besluit te neem sonder goedkeuring van die groep of die groepleier nie. In so 'n toestand is die individu ryp om onderwerp te word aan die kommunistiese stelsel. Historisch het oorlog 'n geveg beteken, man teen man en wapen teen wapen. Maar vandag word die oorlog vermom. Die land word onderwerp aan 'n totale aanslag. Die terrein van politiek en diplomatie word betrek. Bestaande diplomatieke bande en ander verbindings, soos handelsooreenkomste en kommunikasiekanale, word verbreek. Die land word polities geïsoleer. Druk word op sy diplomate uitgeoefen en sy internasionale stemreg word bevraagteken. Ekonomiese vooruitgang word 'n ander oorlogsfront. Daar word gepoog om die land ekonomies lam te lê, sodat hy nie sy oorlogsmasjien aan die gang kan hou nie. Regeringsoptrede word verdag gemaak. Invoer word beperk of afgesny. Beleggings word onttrek. Vakbonde word infiltreer en stakings georganiseer. Die goeie en vooruitstrevende lewenswyse van die bevolking word bedreig. Die lewensstandaard van die bevolking neem af. Die bevolking soek na verandering en word ryp vir 'n nuwe ideologie. 'n Ideologie sonder enige waarborge.
Hierdie toestand word vererger deur die sielkundige oorlog. Vrees, onsekerheid, frustrasie. Dit is die wapens van hierdie aanslag. Vrees. Die effek hiervan het 'n verlammende uitwerking en die prooi is nie in staat om rasioneel te dink nie. Die vrees is so alles oorheersend dat selfs die lewensdrang verlam word. Net so word terrorisme ingespan om vrees in te boesem. Voortdurende bedreiging. Stedelike terrorisme haal die voorblad. Die terroris juig. Die bevolking sidder. Die owerhede word genoodsaak om almal se bewegings te beperk. Elkeen moet homself identifiseer en hy word selfs deursoek. Die bevolking raak ontevrede met die stelsel. Stedelike terrorisme duur voort, sodat die prooi later te bevrees is om selfs sy huis te verlaat. Hoe langer hierdie vrees voortduur, hoe nader kom die breekpunt waar die prooi sal oorgee om net van die angs ontslae te raak. Dit is 'n uiters doeltreffende manier waardeur die minderheid aan die meerderheid kan dikteer. Net soos die skaker van 'n vliegtuig deur middel van vrees die hele bemanning en al die passasiers in sy mag het. In hierdie sielkundige oorlog word alles ingespan wat ontevredenheid kan veroorsaak, wat wrywing tot gevolg kan hê. Waar dit nie bestaan nie, word dit geplant. Vertroebeling van rasseverhoudings is telkens 'n geslaagde resep vir die vyand. Kennis is die enigste oplossing. Kennis is mag. Deur kennis van hierdie tegnieke en met daadwerklike optrede kan ons die vyand se planne verydel en die vrees wegruim. Terwille van ons en ons kinders mag ons nie toelaat dat vreemde invloede ons manipuleer nie. Maar die vyand ken ook hierdie antwoorde. Ons kennis word reeds betwis. Wanneer ons begin twyfel aan ons kennis, sal vrees geen perke ken nie. Die saadjie van twyfel word op alle moontlike maniere gesaai. Briewe en pamflette word vanaf oorsee direk aan jong dienspligtiges gepos. Ander boodskappe word subtiel in artikels, praatjies en rolprente versprei. Treffende woorde en emosionele stellings wat twyfel saai. Is dit reg? Is ek reg? Waarom diensplig? Waarom oorlog? Jy mag nie doodslaan nie. Die mens self word die slagveld en in die hart en siel van die volk word die oorlog beslis. Daar is 'n ideologiese oorlog wat verloor kan word, selfs al het die gewapende magte die konflik gewen. Die vyand se boodskap is altyd emosioneel. Daar word gepraat van doodslaan en moord. Verdediging teen invallers van buite en dat dit weerlose moeders en kinders is wat beskerm word nie genoem nie. Ons moet hierdie feite in die regte perspektief stel en die positiewe lektuur wat beskikbaar is, lees en versprei. Die vrugbaarste terrein vir die insypeling van die marxisme is die godsdiens. Omdat godsdienstige mense die maklikste mislei kan word en feitelik alles sal aanvaar as dit in godsdienstige terme aangebied word. Dit is 'n oorlog oor beginsels en geloof. Geloof
Wat is dit? Alles in aanmerking geneem en teen mekaar opgeweeg, is daar net een van twee moontlikhede. Ek glo of ek glo nie. Kennis en vertroue is geloof. Geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ons nie sien nie. Geloof in God, in my land, my volk, beginsels en waardes. Baie mense het gesterf vir dit waarin hulle glo. Anders sy hele lewenswyse is daarop gebou. Dit is op hierdie gebied dat die vyand hom telkens vasloop met sy een wêreld, een regering, geen God begrip. Kennis van ons vyand en sy tegnieke verlam sy strategie, ontbloot sy doel. Sy metodes is bekend. Ons neem kennis en ons is gereed. Ons sal nie dat die bose minderheid langer aan ons as 'n swygende meerderheid dikteer nie. Ons sal nie deur ons swye die indruk laat dat ons saamstem nie. Deur die pos en die pers, oor die telefoon en die radio sal almal hoor. Die swygende meerderheid stem nie noodwendig saam nie.